Die onderwerp waaroor vanmôre se boodskap gaan, is iets wat vir my persoonlik baie naby aan die hart lê. So ek is baie opgewonde oor vanmôre se boodskap en ek is so bly dat jy die diens saam met ons deel. Grace en peace van my kant af. Ons gaan stil staan by een Psalm vanmôre en ons gaan daardie Psalm ontleed. So ons boodskap gaan so 'n bietjie anders gestruktureer wees as gewoonlik. Ons gaan kyk wat die Here vir ons sê in hierdie Psalm en ons gaan dit nou saam lees eers, Psalm 95. So as jy jou Bybel naby het, kan jy dit volg daarin, of jy kan volg op die YouVersion of watse app jy ook al gebruik vir die Bybel, of dit sal dan ook op die skerm wees. So kom ons lees Psalm 95 en ek lees dit uit die New Living Translation. Ek gebruik dit spesifiek vanmôre omdat ek dink dit baie mooi uitdruk en dit baie mooi vertaal het. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. He holds in his hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to him, for he made it. His hands formed the dry land too. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God. We are the people he watches over, the flock under his care. If only you would listen to his voice today. The Lord says, don't harden your hearts as Israel did at Meribah, as they did at Massah in the wilderness. For there your ancestors tested and tried my patience, even though they saw everything I did. For 40 years I was angry with them, and I said, they are a people whose hearts turn away from me. They refuse to do what I tell them. So in my anger I took an oath, they will never enter my place of rest. Dis die hele Psalm en ons gaan dit opbreek en ons gaan hoor wat die Here vir ons sê. So, kom ons sit net so en kom ons maak ons oë toe en ons vra dat die Here regtig in ons harte vanmôre sal beweeg. Here ons God, dit is vir ons 'n ongelooflike groot voorreg om vanmôre voor u troon te kan buig. Dit was vir ons so 'n voorreg om in worship voor u te gaan staan en u te eer met vreugde in ons harte. Dit was vir ons 'n voorreg om voor u te kon buig. En dit is vir ons 'n voorreg om nou te luister wat u vir ons wil leer. Ons weet u woord is lewendig. Ons weet wanneer u praat uit u woord, is dit daar om ons toe te rus, om ons te help, om ons te leer, sodat ons meer intiem met u kan wandel, sodat ons nader aan u kan lewe. En Here, die onderwerp waaroor ons vanmôre praat is so aktueel, dit is so 'n groot en belangrike saak, dat ek vir u vra dat u regtig hierdie boodskap sal kom oopbreek in ons almal se harte, dat u Gees ons almal se harte ontvanklik sal maak, sodat dit op vrugbare grond sal val. En ek vra dat u in my en deur my sal werk, en ek wil vir u vra, Here, dat u presence sal manifesteer waar iemand ook al op die oomblik is en na hierdie boodskap luister. Ek vra dat u presence sal manifesteer hier waar ek nou u boodskap bring. En ek vra, Here, dat hierdie boodskap ons harte sal raak en dat dit ons harte sal verander en ons sal inspireer. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons praat vanmôre oor worship. Nou, worship is 'n baie algemene ding vandag. Worship is een van die bene, of nee, kom ek stel dit so. Worship is een van die pilare waarop ons gemeente gebou is. Ek sê altyd die fondament van ons gemeente is Jesus Christus. En in daardie fondament is 'n paar pilare geplant waarop ons gemeente bou, en een van daardie belangrike pilare is worship. Nou worship het 'n lang geskiedenis in die moderne tyd, nê. Vandag praat ons
van worship, nie net as worship nie, vandag het worship letterlik 'n music genre geword. Maar as jy teruggaan in tyd, veral in die moderne tyd net, nadat ons by die psalms en gesange gekom het, toe die worship 'n nuwe rigting begin inslaan het, was daar geweldige challenging tye gewees. Daar was worship wars in soveel gemeentes gewees. Ek self het dit so baie intens ervaar. Ek was vir jare 'n worship leier en het hierdie worship wars ervaar en het ervaar hoe moeilik dit vir baie mense was om hierdie nuwe styl van worship aan te leer, of hierdie nuwe diepte van worship te snap en te ervaar. En die duiwel het regtig alles probeer in sy vermoë, oral dwars deur die wêreld, om skade te doen en gemeentes te verdeel as gevolg van worship, want hy wou worship stop. Hy wou nie hê dat ons na hierdie nuwe dimensie van worship toe moes gaan nie. Maar ons sit vandag en die moderne worship is oral oor. Dis in die meeste gemeentes en die meeste kerke vandag. En die Here gebruik dit op 'n amazing manier. En moderne worship het geweldig gewild geraak. Dit het gewild geraak as 'n music genre waar baie mense luister na moderne worship. Dis nie net meer iets vir Sondag of wanneer ons by mekaar is nie. Dit is iets wat mense luister as hulle in die karre ry, wat hulle luister by hulle huise. Dit het baie gewild geword. En dis 'n baie positiewe ding en ek is so dankbaar daaroor. En baie kerke doen geweldig baie moeite met worship en met die aanbieding ook van die worship. Maar daar's ook 'n ander kant van hierdie muntstuk. En ek wil baie versigtig wees as ek dit vanmôre sê, want ek wil nie krities wees nie en ek wil geensins klink asof ek judgmental is nie. Dit is net iets wat ek na kyk en ek wonder daaroor. En die ding waaroor ek wonder is, partykeer wil dit vir my voorkom asof by baie kerke worship amper geword het soos 'n rock konsert. Wat jy daarna kyk en dit is absoluut amazing en die worship team is excellent en die ligte en die klank en alles is excellent. Maar die vraag op die ou einde is, gaan dit hier oor enjoyment van mense? Of gaan dit daaroor dat mense God moet enjoy en God eer? En spesifiek in seeker sensitive kerke is die gebruik van worship op hierdie manier 'n manier om mense te trek. En ek voel positief daaroor, want wat ek daaroor sê is, ons kan baie keer krities wees daaroor oor die manier, maar as dit mense in die kerk inbring sodat hulle die woord van die Here kan hoor en dit hulle lewe kan verander, het dit 'n bepaalde funksie. Maar die groot vraag wat in my hart lewe as ek na die rigting kyk wat die moderne worship ingegaan het, is of dit begin gaan oor mense se genot, oor mense se enjoyment, en of dit regtig altyd gaan oor God en die fokus op hom is en hom worship. En dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord, want ons kan nie in mense se harte inkyk nie. Ons weet nie wat is mense se motiewe nie, en daarom dink ek moet ons verskriklik versigtig wees om nie judgmental te wees nie. Maar ek dink ook ons moet nugter wees en ons moet hierdie vraag vir onsself ook vra, want jy sien, worship is ontsettend belangrik. Dit is belangrik vir God, dit is belangrik vir gelowiges en dit is belangrik vir die kerk. Dit is baie belangrik vir ons gemeente. Soos ek sê, dit is een van die pilare waarop ons gemeente gebou is. En as ons praat oor worship vanmôre, gaan ons nie noodwendig praat oor worship in jou private hoedanigheid nie. Ons gaan nie noodwendig praat as worship noodwendig as 'n lewenstyl en ons gaan daarna verwys, maar dit gaan nie. Ons gaan vanmôre spesifiek praat oor corporate worship, oor worship wanneer ons as gelowiges bymekaar kom, waar dit ook al is, maar spesifiek
in 'n gemeente op 'n Sondag of wanneer ook al. En die vraag wat ons moet vra vanmôre is, wat is die essensie? Wat is die essensie van corporate worship? Waaroor gaan dit? Hoe lyk opregte worship? Dit is die eintlike vraag wat ons moet vra. En ek persoonlik dink Psalm 95 antwoord vir ons hierdie vraag. As ons dit baie mooi ontleed, dan sien ons dat God vir ons in sy woord, in Psalm 95, die antwoord kom gee van wat is die essensie van corporate worship. Nou vandag se tema titel ek The Heart of Worship, die hart van worship. En ek leen daardie titel by 'n lied van Matt Redman wat hy baie jare terug geskryf het, wat regtig dwars deur die wêreld 'n lied geword het, wat as ware 'n anthem in die kerk geword het. In die geskiedenis van die hele storie van The Heart of Worship is nogal baie interessant, en ek wil vir jou aanbeveel, gaan kyk bietjie op YouTube, search bietjie daarso die storie van The Heart of Worship, en jy sal 'n video daar sien waar Matt vertel hoe dit gekom het wat hy hierdie worship lied geskryf het. Terwille van die tyd gaan ek nie daarop uitbrei nie. Maar ons titel is die hart van worship. En as ons dan praat oor die hart van worship, dan is die vraag wat ons moet antwoord vanmôre is, hoe lyk die hart van worship? Met ander woorde, wat ons vra is, hoe moet ons God dan worship? En kan ek net gou pause 'n oomblik sê, ek praat vanmôre van worship. In die Afrikaans het ons 'n woord aanbidding. Maar aanbidding beskryf nie vir my die essensie van worship soos wat ons dit veronderstel is om te verstaan nie, want aanbidding, soos wat ek die woord verstaan, is 'n vorm van worship. Dis 'n deel van worship, maar daar's meer as net aanbidding. So kom ons praat oor worship vanmôre. Nou die vraag wat ek sê is, wat ons moet vra is, hoe lyk die hart van worship? Wat is die essensie van die hart van worship? Hoe moet ons God worship? Kom ons kyk wat sê die Psalm vir ons. En die eerste punt is, hoe moet ons God worship? Met vreugdevolle lofprysing. Ek kan as ware ook sê met uitbundige lofprysing, met joyful praise, met abundant joy, kan mens amper sê, nee. Psalm 95 vers 1 en 2 sê, kom, 'n uitnodiging vir my en vir jou om te kom en die Here te worship. En dan, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him. Jy sien, wanneer ons corporately worship, dan moet daar vreugde wees, dan moet joy in ons harte wees. En ons moet met daai uitbundige joy as ware na die Here toe gaan, en ons moet hom prys, en ons moet sy naam groot maak, en ons moet hom vereer. En dan moet dankbaarheid in ons hart wees, dankbaarheid vir wie hy is, dankbaarheid vir wat hy doen. Dankbaarheid vir sy goedheid en sy grootheid en sy genade en sy liefde. En ons moet hom met uitbundige vreugde, moet ons hom jubel en juig voor hom, en moet ons sy naam groot maak. Dis wat die Psalm vir ons sê. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the Lord. En ons sien dit vandag gebeur. En dit is so goed dat ons dit vandag sien gebeur. En baie mense is krities hieroor, maar hier sê die woord. Die woord praat nie hiervan, nou is ons net rustig en ons is nou toegewyd hier nie. Nee, die woord sê, let us sing to the Lord, uitroepteken. Let us shout joyfully, met jubeling, met juig, met joy moet ons juig voor ons Here. Jy sien, en ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre, want dit is so belangrik. Ons vreugde, ons joy en ons dankbaarheid is 'n reaksie op wie God is. Dis 'n reaksie op God se grootheid, en dis 'n reaksie op God se goedheid. En kan ek net gou sê, dit is nie 'n kortstondige vreugde nie. Dit is nie 'n kortstondige joy wat net daar is vir die oomblik nie. Hoekom nie? Want dis nie gegrond op ons
omstandighede nie, maar dis 'n reaksie op wie God is. Met ander woorde, en ek dink hierdie is die belangrikste wat ek en jy moet snap vanmôre, dat ons kan selfs te midde van moeilike omstandighede en winterseisoene in ons lewe, kan ons met vreugde die Here worship en jubel en juig en hom eer en sy naam groot maak. Want dit is nie gebou, my joy is nie gebou op my omstandighede nie. My joy is gegrond in wie God is en wat hy doen en my reaksie daarop. Luister wat sê vers 3. Onthou nou vers 1 en 2 is hierdie uitnodiging vir ons dat ons na God toe moet gaan en hom met worship met joy, dat ons hom met worship met dankbaarheid. En dan vers 3 sê for, en daar gee dit die beskrywing, hoekom moet ons dit doen? For the Lord is a great God, a great king above all gods. He holds in his hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to him, for he made it. His hands formed the dry land too. Jy sien, hy is die lewendige God. Hy is die koning van alle konings. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy hou letterlik alles, die hele skepping, die hele heelal hou God in sy hande in. Alles behoort aan hom, ons behoort aan hom, en daar is niemand soos God nie. En dis die rede hoekom ons joy kan hê. Dis die rede hoekom ons uitbundig kan worship en sy naam kan groot maak. En jy sien, juis omdat hy God is, juis omdat hy die koning van alle konings is, verdien hy om geëer en geprys te word. Hy is die bron van ons vreugde en ons omstandighede. Ons is nie 'n enkele oomblik van hom geskei nie. As jy 'n wedergebore kind van God is, dan is die Heilige Gees binne in jou, binne in my. Met ander woorde, God leef deur sy Gees in my en in jou. Hy's altyd teenwoordig in my lewe, altyd teenwoordig in jou lewe as jy 'n wedergebore kind van God is, nê? Nee. Ons is in sy presence. En hoor wat sê die skrywer van Psalm 16, vers 11, die tweede deel. In your presence is abundant joy. In your presence is in die Here se teenwoordigheid, daar is abundant, oorvloedige vreugde. Dit is nogal 'n kontras met die wêreld, nê? Nee. Jy sien, die wêreld wil ons leer en wil aan ons verkoop dat abundant joy, oorvloedige vreugde, lê in wêreldse dinge. Dit lê in besittings, dit lê in plesier, dit lê in status en in geld en you name it. Dit is wat die wêreld vir ons wil leer. Alles van die wêreld wil die fokus van die duiwel as het ware is om te sê, nee, die wêreld gee vir jou vreugde. Dit is geld en besittings en seks en you name it wat vir jou vreugde gee. Kontras, né? Die woord sê die teenoorgestelde. Die woord sê in your presence is abundant joy. So ons vreugde vind ons nie in die wêreld nie. Dis elke stukkie wat die joy wat die wêreld vir ons gee is kortstondig. Dis daar vir 'n oomblik en dan is dit weg. Maar die joy wat in ons harte kom as gevolg van die presence van God is joy wat blywend is. Dis joy wat daar kan wees ten spyte van omstandighede. Want dit gaan oor God en ons vind dit in die teenwoordigheid van God. So dis die eerste ding wat ons leer uit hierdie Psalm, dat ons God met abundant joy, met hierdie vreugde waarvan ons oorloop, nê, dat ons hom moet eer en prys en sy naam groot maak. En kom ons sê dit, as ek kyk na worship en ek kyk baie na worship op YouTube, baie kerke se baie gemeente se worship, ek sien baie van dit. Ek sien baie keer hierdie joy. Maar dan, en die tweede een is verskriklik belangrik. Die Psalm leer ook vir ons dat die hart van worship is nie net om God te eer en te prys
en te jubel met uitbundige vreugde, met joyful praise nie, maar dat ons ook na hom toe moet gaan met nederige eerbied, with humble reverence. Jy sien, ons worship moet nie net joyful wees nie, ons worship moet nie net uitbundig, vol vreugde en jubel en juig wees nie. Dit moet ook oorloop in intieme aanbidding. In daai oomblikke waar jy absoluut connect met God, daardie oomblikke waar jy klein word voor die koning van alle konings, voor die Here van alle Here. Kom ons gaan terug na ons Psalm. Psalm 95 vers 6 sê, Come, onthou in die begin het daar gesê, Come, ons moet gaan met vreugde en joy in ons harte. Nou in vers 6 is die uitnodiging, Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. So waarvan die Psalm hier praat, is daai intieme aanbidding. Jy sien, dit vra 'n hart van nederigheid. Dit vra dat ek en jy in worship, in die corporate worship, sal klein word voor ons Here en ons koning. Dit vra dat ons sal neerkniel voor hom, in eerbied, in toewyding, omdat hy God is. En daar's niemand soos hy nie. Dit vra dat ek en jy in totale onderdanigheid, submission, sal surrender voor hom. Hy is immers ons koning. Jy sien, nederigheid beteken, daar's nie arrogansie nie, daar's nie pride nie. En eerbied sê, dit gaan oor respek. Dit gaan daaroor dat ons voor God staan in awe, dat ons hom as die ware admire vir wie hy is en hoe groot hy is. So ons worship, daai uitbundige joy, daai vreugde in ons harte, moet nou oorgaan na 'n nederige eerbied, waar ons in holy moments voor die Here kniel, voor die Here gaan buig, voor die Here net gaan klein word. Ek weet ons het nie noodwendig plek altyd in die kerk om regtig fisies te kniel nie, maar ons kan ons harte voor hom buig en ons harte voor hom kniel en ek begeer die dag wanneer ons so vry sal word dat as jy voel jy wil net daar in jou bank op jou knieë gaan staan voor die Here tydens worship, dat ons dit sal doen. Nie sodat mense dit sal sien nie, maar sodat ons kan klein wees voor God, omdat ek oorweldig word deur wie hy is. En weer eens gaan die Psalm aan in die tweede deel van die vers daarso van staan daar, hoekom moet ons dit doen? For he is our God. We are the people he watches over, the flock under his care. Juis omdat hy ons God is, juis omdat hy ons herder is, juis omdat hy die een is wat na my en jou omsien en na ons kyk en vir ons lief is. Juis daarom moet ek buig voor hom, moet ek hom aanbid, moet ek klein word voor hom. Hy is ons God. Hy het ons gemaak. Hy het letterlik sy asem in ons ingeblaas. Sy gees woon in ons. Ons is sy tempel. Ons behoort aan hom. Hy is die herder wat na ons omsien. Hy verdien al ons respek. Hy verdien al ons eerbied. Luister wat sê God in Jesaja 45 vers 5. I am the Lord, and there is no other. There is no God but me. I will strengthen you, though you do not know me. En dan gaan hy aan. Maar kyk gou daarso die eerste deel. I am the Lord, and there is no other. Ons kan God met niks of niemand anders vervang nie.
There is no God but me. There is none like God. None like God. Hy verdien met ander woorde, nie net ons lofprysing nie. Hy verdien nie net dat ons jubel en juig en joyous voor hom staan nie. Hy verdien ons respek. Hy verdien ons eerbied. Hy verdien dat ons buig voor hom, voor ons koning. Daar's niemand so groot soos hy nie. Daar's niemand so almagtig, daar's niemand so goed, daar's niemand so vol liefde, daar's niemand so genadig, so langmoedig soos hy nie. Psalm 86 vers 8 sê, Lord, there is no one like you among the gods, and there are no works like yours. Jy sien, en in daai moments in corporate worship, dan is dit daai moment wat ek gaan buig voor God, want daar's niemand soos hy nie. En ek aanbid hom vir die God wat hy is. Dis letterlik, ek gaan staan voor, ek gaan kniel voor sy troon. Jy sien, daar's 'n hele beeld van hoe ons by die troon van God uitkom in worship, en ek gaan so bietjie later, gaan ons daaroor 'n boodskap hê, om daai beeld uit te bedruk, sodat ons dit kan snap, nê. Maar nou die probleem is, en weer eens wil ek dit met groot versigtigheid sê, want ek wil nie judgmental wees nie, en ek wil nie krities wees nie, en ek wil ook nie so oorkom nie. Ongelukkig mis soveel kinders van God hierdie belangrike aspek van worship. So baie kinders van God ervaar wel die joy, en is wel in daai joyous moments, en jubel en juig en klap hande, en daar dans voor ons Here in worship. Maar baie mis daardie intieme oomblikke. Hoekom? Miskien is mense te trots om klein te word voor God, te trots om te buig voor hom. Miskien is dit arrogansie. Miskien verstaan jy nie wie God regtig is nie. Miskien waardeer mense nie wat God regtig doen nie. Most likely is dit omdat mense te veel gefokus is op hulle self, want jy sien, hoe meer ons gefokus is op onsself, hoe minder is die kans dat ons gefokus sal wees op God en voor hom sal buig. Jy sien, in die deel van die worship waar dit jubeling en juig is dit maklik om joy te ervaar, en die joy kan gekoppel wees aan die musiek in plaas van aan God, nê. Maar dit is 'n ander saak wanneer dit aftune, as ek ware sê, en nou word ons klein in eerbied voor die Here. En as ek gefokus is op myself, dan is dit daai oomblik wat ewe skielik het die worship nou nie meer dieselfde betekenis vir my nie. Ek het dit geniet tot daai oomblik, en dan ewe skielik is ek ongemaklik, en nou weet ek nie verder nie. Man spesifiek dink dis swakheid om klein te word. Baie mans dink dis swakheid om te buig en te kniel voor die Here en jou afhanklikheid te wys en te surrender voor hom. Maar die teendeel is eintlik waar. Jy sien, wie buig voor God word sterk. Kan ek dit weer sê? Wie buig voor God word sterk. Jy sien, die ander probleem is, wanneer ek nie in my lewe intiem met God wandel nie. So met ander woorde, wanneer ek nie met God connect in my lewe nie, dan is dit moeilik om in worship met hom te connect. Dan is dit moeilik om in worship vir hom te buig in eerbied en klein te word vir hom en te surrender en daai intieme connection met hom te hê. En ek dink dis wat baie keer gebeur. Ek dink baie keer kom mense in die kerk in en daar's hierdie amazing worship, en terwyl dit die uitbundige liedere is, gaan dit goed en is wonderlik, maar die oomblik as dit intiem raak, dan verloor dit 'n klomp mense. Want as ek nie intiem met die Here wandel nie, gaan ek ook nie intiem met hom kan verkeer in daai kosbare oomblikke nie. Maar dit is so belangrik, en die Psalm wys dit vir ons. Dis God se hart, dis die hart van worship, dat ons nie net
joyful voor hom sal wees nie, maar dat ons 'n nederige eerbied voor hom sal kniel en voor hom sal buig. Want hy is ons God. Hy is ons koning. Daar is niemand soos hy nie. En my bekommernis vandag is met die nuwe rigting wat dit vir my lyk die worship ingaan, is daar al hoe minder oomblikke in corporate worship vir hierdie intieme eerbied, vir hierdie intieme buig voor die Here. So baie amazing worship songs begin met hierdie aanbidding, hierdie klein word voor die Here, en dan ewe skielik word dit weer 'n groot lawaai, as ek dit so kan stel, en ek sê dit nie krities nie, dis 'n ding wat my bekommerd maak. En die punt is, ons het nie nodig om mense op te sweep nie. Die moment waar ons voor God moet kniel, moenie gaan omdat mense opgewerk is nie. Dit moet gaan omdat mense besef voor wie hulle staan. En ons moet vertoef daar. Ons moet vertoef daar. As ons by die troon van God is, jy kniel nie vinnig en dan hardloop jy weer terug nie. Nee. Jy kniel en jy buig. En jy bly daar, want waar gebeur die groot goed? Daar. Waar is die moment in corporate worship, wanneer jy regtig ervaar, hier kom God, hier manifesteer hy sy presence, keer op keer, dis in die intieme oomblikke. Dis in die oomblikke wat ons klein word voor ons Here. En dis die hart van worship, en die Here leer dit vir ons hier in Psalm 95. Maar, worship gaan verder as dit. Worship gaan nie net oor die joy nie. Worship gaan nie net oor die eerbied nie. Worship gaan ook oor gehoorsaamheid. So ons moet ook God worship met gehoorsame harte, met obedient hearts. Jy sien, worship is baie meer as sang. Worship is baie meer as joy en jubel en juig. Worship is meer as net nederig buig voor die Here. Worship is om met die lewende God te connect, om in sy teenwoordigheid in te gaan en dan na hom te luister, om bewus te word van sy stem, om bewus te word van sy promptings, om te luister na wat hy vir my sê, om te luister na sy woord. Jy sien, opregte worship vra gehoorsaamheid. Dit vra dat ek my wil ondergeskik sal maak aan sy wil. Dit vra letterlik dat ek my wil surrender aan God se wil, selfs al verstaan ek dit nie, net omdat hy God is. Dit vra om te doen wat God vir my sê. Dit vra om gehoorsaam te wees. En ek wonder, mis ons nie baie keer hierdie aspek van die hart van worship nie. Want jy sien, is maklik om op Sondag te worship, en is selfs maklik om daar te buig voor die Here. Maar wat van as ek uitgaan, en nou moet ek gaan leef volgens God se wil? Wat van onmiddellik na die worship, wanneer ek die woord van God hoor, en God my kom leer, wat maak ek met daardie woord? Vir party mense begin dit vir my lyk, die hele diens gaan oor die worship, en ons stel nie belang in die boodskap nie, ons stel nie belang in wat God in daardie oomblik vir ons sê nie. Maar dit is 'n belangrike aspek van worship, is om te luister na God, en om gehoorsaam aan hom te wees, want jy sien, ons gehoorsaamheid aan hom, wys dat ons hom respekteer. Ons gehoorsaamheid aan hom, wys dat ons eerbied vir hom het. Dit is so maklik om te praat, dit is 'n ander saak om te doen. En te veel van ons mense talk the talk, but we don't walk the walk. Psalm 95, as ons aangaan na die laaste gedeelte toe, vers 7,
If only you would listen to his voice today. Daai waarskuwing nê van do not harden your hearts. The Lord says, don't harden your hearts as Israel did at Meribah, as they did at Massa in the wilderness. Ek gaan nie uitbrei hierop nie. Ons het al baie gepraat oor wat met die volk gebeur het in die wildernis nê. Hoe hulle gerebelleer het teenoor God, hoe hulle in opstand gekom het teenoor God, hoe hulle ongehoorsaam aan hom was. En hier verwys God in hierdie Psalm, verwys hy daarna, nê. Jy sien, kom ons maak dit 'n praktiese toepassing. Die wat nie na God se stem luister nie, die wat nie doen wat God sê nie, hulle harte word met 'n tyd verhard. En 'n harde hart is nie meer ontvanklik vir God se woord nie. 'n Harde hart kan nie meer God se stem hoor nie, kan nie meer God se stem onderskei nie. Iemand wie se hart verhard het, doen nie meer wat God sê nie. Hy leef soos wat hy wil, hy maak wat hy wil, hy dink hy weet alles. Iemand wie se hart verhard het, rebelleer as ware teen God. En ongehoorsaamheid verhard jou hart. Kan ek dit weer sê? Ongehoorsaamheid verhard jou hart. Hoor wat sê die volk, God oor die volk se ongehoorsaamheid. Ons gaan aan, vers 9 tot 11. For there, your ancestors tested and tried my patience, even though they saw everything I did. For 40 years I was angry with them and I said, they are a people whose hearts turn away from me. They refuse to do what I tell them. So in my anger I took an oath, they will never enter my place of rest. Wat 'n stuk wat hier gesê word, nê. Wat is die impak van dit? Hoor net, they will never enter my place of rest. Wat was die konsekwensies van, ons weet, 'n hele generation het uitgesterf en nie die beloofde land gesien nie. En hierdie is so significant dat Hebreërs skrywer verwys presies na hierdie. In Hebreërs 3 vers 15 sê hy, remember what it says, today when you hear his voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. Verwys na hierdie Psalm. Dis hoe belangrik dit is. So mense, die hart van worship is ook om gehoorsaam te wees. So kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Byvoorbeeld, as jy daar in worship voor die Here buig, in sy presence voor hom kniel, en jy word bewus van wat hy vir jou sê, en wat hy wil doen, en dat jy dit sal doen, dat jy gehoorsaam sal wees. Dat jy sal luister na die woord wat hy vir jou gee, nadat ons gehoorship het. Dat jy sal luister na die woord, wanneer jy die woord oopmaak by jou huis. Dat jy sal doen wat God sê, omdat jy vir hom eerbied het, omdat jy vir hom respek het. Dit is die manier ook hoe ons lewe God worship. Waar ons 'n lewenstyl van worship lewe. Jy sien? En ek wil 'n baie groot stelling maak vandag. Die opregtheid van ons worship word bewys deur ons gehoorsaamheid. Kan ek dit weer sê? Die opregtheid van ons worship word bewys deur ons gehoorsaamheid. Dit gaan oor meer as daai moments in corporate worship. Alhoewel dit wonderlik is, alhoewel dit kosbaar is, dit is vir my persoonlik van die kosbaarste goed in my wandel met die Here. Maar dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan daaroor om te lewe vir hom, om hom te eer, om met eerbied vir hom te dien en te doen wat hy sê, en hom te gehoorsaam. En my en jou gehoorsaamheid is 'n bewys of ons opreg worship. So wat sê die Psalm? Wat is die hart van die worship? Kom ons vat dit weer saam. Hoe moet ons God worship? Met vreugdevolle lofprysing, joyful praise. Met nederige eerbied. Met gehoorsame harte. Dis die hart van worship. Al drie hierdie goed
En die Here leer dit vir ons al drie in hierdie Psalm. Hoe amazing dat die Here 'n Psalm gee, wat presies vir ons vertel wat sy hart vir worship is. Jy sien, so, kom ons sluit af. Dit gaan nie net oor musiek nie. Alhoewel musiek 'n belangrike rol speel. Dit gaan nie oor hoe goed die band op daardie spesifieke oomblik is nie, alhoewel dit die worship kan enhance, maar dis nie waaroor dit gaan nie. En dit gaan nie oor my en jou in corporate worship nie. Jy sien, in en tydens corporate worship moet ek 100% gefokus wees op God. Dit gaan 100% oor hom. Dit gaan nie oor die band nie. Dit gaan oor niks uiterlik nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor die mense langs ons nie. Dit gaan oor hom. Dis waar ons fokus moet wees. En die vraag vir my en jou vanmôre, as die Here vir ons hierdie goed leer, is die vraag is, en kom ons staan net vir 'n oomblik hier by stil. Watter van hierdie 3 aspekte van die hart van worship is missing in my en jou lewe? Watter van hierdie 3 goed is nie daar in ons worship nie? Dalk is die joyful praise daar, maar die eerbied, die buig en aanbidding en eerbied voor die Here is nie daar nie. Die klein word vir hom is nie daar nie. Dalk is dit daar, maar jy kan nie joyful wees voor die Here nie. Of dalk is altyd daardie goed daar, maar ek en jy leef van maandag tot saterdag soos ons wil, en ons doen wat ons wil, en ons volg ons eie koppe, en ons leef nie gehoorsaam nie. Jy sien, is nie die een of die ander nie. Die Psalm sê hier's 3 goed, en al 3 hierdie goed is die hart van die worship, en al 3 hierdie goed is belangrik. En ek en jy moet gaan seker maak waaroor worship vir ons gaan. Kom ons maak seker dat ons worship altyd 100% oor God gaan. My hart vir ons gemeente, en julle weet dit, is dat ons worship 100% oor God sal gaan. Dat elke keer wanneer ons worship, ons fokus op hom sal wees. Dat dit nooit oor ons sal gaan nie. Nooit oor die musiek sal gaan nie. Nooit oor die band sal gaan nie. Alhoewel musiek belangrik is. Alhoewel die band 'n belangrike rol speel. En kom ek sê vir jou. Wanneer ek en jy, en ek wil hê jy moet dit hoor. Wanneer ek en jy by die hart van worship uitkom, kan ons weet dat God keer op keer op keer op keer sal opdaag en sy presence sal manifest en ek sal bewus word, hier is God, ek is nou voor hom. En ons sal 'n amazing ervaring hê, nie dat dit gaan oor die ervaring nie, maar God woon waar die lofsange van sy volk opklink. Hy het 'n manier om te reageer, wanneer sy kinders opreg voor hom buig, om eer, om aanbid, om jubel en juig voor hom. En raai wat sal met my en jou gebeur, as ons dit doen? Ons sal geestelik versterk word, ons sal geestelik verryk word, want ons ervaar sy heilige teenwoordigheid. Jy sien, in sy heilige teenwoordigheid gebeur daar iets in ons harte. En as ek en jy hierdie 3 goed gaan begin toepas in ons lewe en in ons worship, dan gaan ons nie meer 'n diens wil mis nie, want ons gaan nie meer die worship wil mis nie. En die woord van God gaan vir ons kosbaar wees. Ons gaan luister. Ons gaan nie soos party mense maak, as die worship klaar is, nou stel ek my verder belang nie. Nee. Dit gaan deel wees van my worship, want nou luister ek na God. Ek is in sy presence. Here, ek wil hoor wat u sê, want die wil vir my lewe is so belangrik. Jy sal nie 'n diens wil mis nie, jy sal nie worship wil mis nie, jy sal nie 'n boodskap wil mis nie. En jou lewe sal verryk word en versterk word. En jy sal closer met die Here kom. Mense, dis die hart
van worship. Watter dele van hierdie goed, watter een van hierdie 3 of watter van hierdie 3 is daar nie in my en jou lewe? Kom ons wees eerlik. En kom as ons dit identifiseer, doen moeite om dit daar te kry. Omdat God dit verdien. Hy is immers die God van my lewe. Hy is my koning. Hy verdien my joy, my aanbidding, my eerbied, my gehoorsaamheid. Ek wens so ek kon die diens afsluit deur vir julle die video te wys van The Heart of Worship, maar as gevolg van kopiereg online kan ek dit ongelukkig nie doen nie. Maar kan ek vir jou vra? Wil jy nie asseblief dit gaan luister nie? Wil jy nie op YouTube net gaan search for The Heart of Worship? En as die diens klaar is, 'n oomblik vat en net na dit luister nie. En net sit. En laat dit indrink by jou. Kom ons begin worship, soos wat God sê ons moet. En ons maak seker dat ons worship sy hart sal raak. Omdat ons doen en worship, soos hy sê, dis sy hart, hoe ons moet worship. Kom ons maak ons oë toe. O Here, ek wil vir U baie dankie sê vir worship. En ek wil vir U dankie sê vir die manier hoe U worship laat ontwikkel het deur die jare. En dat ons tydens corporate worship rarig kan inbeweeg in die troonsaal en voor U kan staan en U kan aanbid en klein word voor U. En dankie dat U ons bederf met U presence keer op keer op keer op keer op keer in ons corporate worship. Ek eer U daarvan. Dankie dat U ons bederf met U presence wanneer ons in ons binnekamers U worship. En dankie vir wat U vir ons vandag geleer het. Dankie vir hierdie psalm wat vir ons verduidelik wat die hart van worship is, wat U hart oor worship is. En ek wil vir U vra, vergewe ons waar ons dit partykeer iets maak wat dit nie is nie. Vergewe ons waar ons partykeer fokus op die joy en op onsself, maar ons gaan nie oor in aanbidding nie. Vergewe ons waar ons nie altyd willing is om te buig en eerbied voor U nie, waar ons te trots is, waar ons te arrogant is, waar ons te vasgevang is in onsself om klein te word voor U. Vergewe ons waar ons baie keer nie luister na U woord nie, waar ons baie keer nie eens belangstel wat U vir ons sê op 'n Sondag wanneer die worship verby is en U woord word gepreek nie. Vergewe ons dit en vergewe ons waar ons huis toe gaan en nie noodwendig gaan leef soos wat U vir ons sê nie. En my gebed is, Here, dat ons corporate worship 'n nuwe dimensie in ons gemeente sal kry. My gebed is dat ons 'n leefstyl van worship sal begin lewe, waar ons U ook sal gehoorsaam. Ek wil vir U dankie sê vir ons saamwees vandag, dankie vir U presence, dankie vir wat U vir ons geleer het. En ek bid nou U seën en die guns en die beskerming oor elkeen af, wat nou my stem hoor. In Jesus naam. Amen.